Rasis. Weet julle, rasisme is gewortel in vrees. Jy's bang vir hy swart man, dis hoekom jy hom haat. En as jy die swart man haat, sê ek jou, jy's op pad hel toe. As die swart man jou haat, is julle al twee op pad hel toe. Nou het hy weer die helwoord gesê, ja, my Jesus het meer oor die hel gepreek as oor die hemel, reeds om die erns van die saak deur te bring by jou mens. Dat die hel is 'n werklikheid, ons het tronke in hierdie land. Ek dink hier in Pretoria sentraal. My pa se halfbroer was hier toegesluit, die galg was mos hier. Dat Hendrik ons altyd vertel van hoe die manne daar gewag het vir die galg. So as ons as mense kriminele in die tronk wil gooi, raai wat ons daai tyd maak opgetel. Made in the image of God. Maar as dit by God kom, dan sê, nee, God kan niemand in die hel gooi nie, hy is 'n God van liefde. Because he's a loving God. He's also a righteous God. And my God, which I follow, serve and worship, his foundation is on righteousness. Yes. Praise him for that. Worship him for that. Want as iemand jou geliefde vermoor, wil jy nie geregtigheid sien, seefuur nie. Of hoe gaan jy voel as die magistraat sê, ek voel goed vandag. Ek gaan maar die moordenaar vryspreek, laat hy maar loop vandag. Nee, sonde moet gestraf word om hom te bevestig as 'n regverdige God. Maklike wiskunde, hoor. Easy mathematics. Werk dit maar vir jouself dan uit, soos die apostel self sê, work out your own salvation with fear and trembling. Ja, ek is lief vir my God, maar ek vrees hom ook, hoor. Ek vrees hom, want ek het al gesien hoe hy dinge kan uitsort, as ek net bietjie uit sy pad uitkom, want ons wil mos sy werk doen. Nee, hy sê die wraak kom my toe. Die wat? Die wraak. Kan God wraak neem? Hy sê dan so. Maar ek het dit met my eie oë gesien, en nou pel, as jy dit eers met jou eie oë gesien het, dan verander het bietjie jou siening oor God. Soos 'n man my hierdie week sê, nee Johan, ek sien klaar waar gaan die gesprek heen. Want jy het so bietjie discernment. Want is die groot probleem vandag, mense, pas op, do not be deceived. Ons lewe in deception. Jy sê, masjiene gaan my nie regeer nie, wat hou vas jy daar in jou hand? Masjien regeer jou al, is dit nie 'n masjien daai nie. Kyk ons nie porn op hom nie. Skinder ons nie op hom nie. Waar is die pyle vandag? Dis daai ding. Hy skiet 'n pyl dwars oor die oseaan, binne 'n ander man se hart in met jou afbrekende woorde. As jy nie kan stig nie, hoekom onstig jy? Miskien omdat jou eie hart onstig is, vuil is. Bietjie gewas kom in die bloed van die lam, man. Mense, ek het 'n harde woord vanmôre, ek weet. But bear with me, the good news is coming. Come on! Ek preek die evangelie van die koninkryk. Nie my opinie nie. Hier is goeie nuus aan hierdie boodskap. Hou vas. Moenie nou aanstoot neem en wegstap nie. God het vir die ryk man gesê, gaan, verkoop alles, gee dit vir die armes, dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Hoor hoe bemoedig God hom. Hy sê, kom dan hier en volg my. En die ryk jong man neem aanstoot en hy loop weg van God af. Ons sien nie God loop agter sy agtersteewe aan nie, hoor. Jesus is not nice. He's holy. He's just and he's gentle, but not nice. Jy het met God te doen hier. Nie met jou chommie nie, nie met die ou baas of die ou kerel of die ou toppie daarbo nie. God is nie 'n mens nie. Amen. Hy het wel 'n sak vleis kom aantrek, maar hy is nie 'n mens nie. Hy sê vir my, ja, God het nie 'n probleem met tattoos nie.
Want hy is natuurlik vol van die goed ook. Hy is ver ouer as ek. Wit grys, hy moet 'n voorbeeld vir my wees. Hy moet vir my leiding gee, maar eerder is hy 'n misleier en 'n struikelblok vir hordes kinders, want hy gee hom nog self uit as 'n pastoor ook. God kyk na die hart, I get it. Maar jy verstaan nie die konnektasie van tattoos nie. As jy hierdie ding kry, dan bloei jy. Is ek reg? Lieg ek? Kom ons praat die waarheid. Nou, hoekom het die Baalpriesters hulle self gesny toe Elia vir hulle sê, ag, roep tog harder, lyk my julle God slaap. Hoekom het hulle gesny? Die Bybel sê hulle het hulle stukken gekerwe, hulle het die bloed spuit. Jy sien nie die belangrikheid van bloed in die geestesdimensie. Blood out means demons in. They cut themselves so they could get more demonic power. Maar ha. It was to no show. Because when Elijah came on the scene with the Spirit of the Lord upon him, Old Testament, Spirit upon. New Testament, Spirit within. Ja! Nie net die altaar word verbrand nie, maar sommer die water en alles daar rondom die vuur val. Yes! Dis die ware bewys dat jy met God loop, man, is dat daar's vuur op jou lewe. Jy hoef dit eers vir mense te sê nie, hulle sal dit sien. Come on. Paulus het gesê, dat wanneer die heidene na julle kyk, en hulle julle heilige lewenswandel aanskou, dan sal dit hulle lewens verander. Het jy gehoor Paulus sê preek? Nee, hy het gesê wanneer hulle net na julle kyk, dan moet hulle sommer jaloers raak op wat jy het. Want wat het jy? Het jy al vuur gesien in sy volheid? Daai ding kan nie versadig word nie, hoe meer jy hom gee, hoe meer brand hy. Is God not a consuming fire? Halleluja! Ek vra julle, asseblief, op die telling van 3, roep uit, na die een wat daar sit aan die regterhand van sy Vader, want hy is jou middelaar. Hy is jou Melchisedek. Hy is jou substitute. Jy moet vandag die koninkryk boodskap hoor, sodat jy kan sien hoe ver jy ontbreek van sy heerlikheid, sodat jy kan besef, jy het hulp nodig in hierdie situasie, want daai gaping kan geen mens oorbrug nie. Net God. En hy het dit klaar gedoen, want toe hy daar sterf, en sy gees gee, niemand het sy lewe van hom gevat nie, hy het sy lewe neergelê, het hy gesê, dit is volbring. That is my Jesus, whom I follow, worship, adore, and love. Come on! I got saved by the name of Jesus. Now you want to tell me that is not his name? How did I get saved? My life testifies of it. 6 jaar agter my, ek haat drank, ek haat pornografie, ek haat dagga, en ek het hy goed gerol en gezol en gedrink, alles gedoen. Steroids, you name it. I claimed it. 2014 skiet ek 'n 17-jarige swart kind dood met 'n halgeweer in sy rug. Die gemors wat ek was. En dank God ek is gewas in die bloed van sy seun. Moenie, do not be deceived. No idol worshippers, no homosexuals, no liars, no thieves,
no idolaters, no workers of unrighteousness will inherit the kingdom of God. But we've been washed. We've been cleansed. We've been given the gold medal. Want jy het nie die goue medalje behaal nie. God het het gedoen. Tetelestai, it is finished. That was a victory cry, by the way. When he said it is finished, it's like, ek het gewen! En daarom kan jy, en jy, en jy, en jy, en jy, en jy allemaal meer as oorwinnaars wees deur hom. Preach it, brother, preach it. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Glory to Jesus. Wie van julle is bang om dood te gaan? Boeta, nie bang wees om dood te gaan nie. Want Jesus het die dood oorwin. Amen. En ek vat eerder raad by iemand wat lewendig is as by 'n dooie. Ons kom nou uit 'n tyd van COVID uit, waar mense weer eens deur vrees gejaag was. Ag, as jy nie weer soos 'n kind word nie, dan sal jy nie die koninkryk van God beerwe nie. En die vyand het mense met vrees getuister, en mense het gehardloop vir die jab, asof hulle lewens daarvan afhang, want hulle was bang om dood te gaan. Hoekom is jy bang om dood te gaan? Wat vrees jy? 2 Timoteus 1:7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van liefde en krag. Nie hierdie krag nie, geestelike krag. Dan is hier ook 'n Samson wat 'n leeu kan verskeer. Get it? Nou, Samson 'n leeu kon verskeer met die gees van God. Hoekom sukkel jy nog met 'n sigaret? Ag, Johan, julle evangeliste, kan julle tog net ophou op ons drank en sigarette pik? Weet jy wat, as jy nie eers verby dit kan kom nie, hoe wil jy die groter dinge bykom? Ja, maar Johan, God het nie 'n probleem met tattoos nie. Dit wys my hoe min dink jy van God. Dit is al wat dit vir my wys. Dis wat die Heilige Gees vir my gesê het, toe daai ou dit vir my sê. God het nie 'n probleem met tattoos nie. Jy's reg, hy maak dit toe met die bloed van sy seun. Ek het hierdie goed gekry, sal ek weer kry? Nee. Sal ek mense vertel van dit? Ja. Nou die dag gaan klere koop, die dametjie, dis 'n mooi tattoo. Dis my seentjie wat gesterf het, by the way, wat ook al. Hy's nie dood nie, hy lewe. Hy's in die hemel, ek het 'n kind in die hemel. How do I know it? Because the Spirit of the Lord confirms it to me. Yes. It's a spiritual thing, guys. And God is to be worshipped in truth and spirit. Hallelujah. Ek moet seker 'n bietjie weights optel. Laat die kinders net bietjie geëntertain word, want die ou mense wil nou regtig nie sulke goed sien nie, nee. 3. Julle weet wat gaan nou. Ons gaan daai naam proklameer oor Pretoria.
oor Suid-Afrika en oor hierdie wêreld. My broer het vanmôre vir my gewys, Trump is talking nuclear. Maranatha. Trump is talking nuclear. Jesus is talking coming back business. 3, 2, saints of the Lord. What is your profession? It is souls. Now who is your master? 3, 2, 1, go! Jesus! Ek maak het vas. Daar val ek amper oor my klip. Ek het 'n plank vergeet en tot ek een hier agter gaan hijack. Ons hoop en glo hy gaan werk. Ja, hierdie is my lifting belt. You can see I proclaim the name now. Hierdie naam was nooit geskryf in hierdie belt toe ek wêreldse trofees gejaag het nie. Maar prys God, ek het nog 'n kans. Ek het nie gesterf in my sondes nie. Ek is nie nou in die hel nie. Ek's definitief nie op pad hel toe nie. Jesus is my king. I will proclaim his name unashamed. Want ek is 'n windgatkind van my pappa. Hy wat vanmôre vir die son gesê het, kom op. Hy sê, jy's my kind. Halleluja. Hierdie is magnesiumpoeier. Dit haal die vog uit jou liggaam uit jou hande en goed uit. Jesus se bloed haal die sonde uit jou lewe. And when the blood of Jesus is applied, you will never slip out of his hands. Dit is nie wat ek gehoor het by iemand nie, dis wat ek lewe. Die tavern is al 6 jaar toe. Daar was lorry vragte drank verkoop. Dit het mense se lewens verwoes, myne inkluis. As ek drank aan jou verkoop, weet jy wat het ek lief? Ek het jou nie lief nie. Want ek vat jou geld en ek gee vir jou gif. Hoekom noem ons dit drank? As jy te veel drank gedrink het en jy eindig in die hospitaal op, wat het jy dan? Wat is die simptome? Wat sê die dokter? Wat het jy gekry? Alcoholvergiftiging. O, nou wat het jou vergiftig? So alcohol is? Sê bietjie saam met my. Alcohol is gif. Alcohol is gif. Alcohol is? Gif. Ek kan julle nie hoor nie. Alcohol is gif. Glo jy dit? Want dit is 'n neurotoksiese gif. Die rede hoekom jy dronk word, want dit tas jou neurotoksiese signals aan en dan is jy dronk. Die volgende dag het jy kastig babbelas. Dis simptome van vergiftiging. Glo my, ek was al vergiftig met Temic. Dit voel of jy een madder van 'n babbelas het. Gif. Want dit tas jou lewer aan. En dan slaat jy goudgeel uit na. Lewer cirrose eventually, né? Right, het jy kinders, meneer? Sal jy vir jou kinders gif gee? Maar God sal. Ja. Hulle sê dit dan nie buite. Predikers. Dan sê hulle, ja, maar die wyn verbly die hart. Man kan maar 'n glasie wyn drink. Nou, hoekom sê Paulus dan gee die duiwel geen grond nie? Hoekom sê Petrus, wees dan nigter? Ja, maar Johannes, net 1 glasie wyn. Okay, ons land se wet, wat so 'n bietjie goddeloos is, stem julle saam? Dien ons regering Adonai, dien hy Jesus? Not a chance. Ons land se wet sê, as jy 1 bier drink, mag jy nie 'n voertuig bestuur nie. Want dan verklaar hulle jou dronk, intoxicated. Maar tog as dit by God kom, dan is dit 'n free for all. Nee, kyk ons, God het ons drank gemaak. Hy's 'n liefdevolle God, maar hy maak gif vir sy kinders. Who the hell? Who the hell? Do not be deceived, hoor. Weet julle wat? Romeine 8:32, hy wat sy enigste seun nie eers gespaar het nie, maar hom oorgegee het. Wat is daar wat jy dink hy nie vir jou sal gee nie? Met ander woorde, God wil nie een goeie ding van jou weerhou nie.
En natuurlik is Jesus sy beste, hy kon nie beter as dit gee nie, stem julle saam? Ja. So wil God jou nou ontneem van 'n ou doppietjie. Ja, want hy wil vir jou die Heilige Gees gee. Boom! And when you have received fire, John the Baptist, wat by the way nie aan drank geraak het nie. Gaan lees dit. Hy sê, hy wat na my kom, ek is hom nie waardig om sy skoenveters los te maak nie. So Johannes, kyk op na Jesus. Jesus is vir hom 'n voorbeeld. Daai ou vat nie aan drank nie, maar nou kom Jesus, hy maak sommer liters en liters en liters drank. So Jesus is 'n stumbling block gewees vir Johannes. Is that what you preach, preacher? Do not be deceived, for Satan himself comes disguised as an angel of light. Weet jy waar gaan jy Satan vandag heel eerste vind? Agter die pulpit. Is ek reg, my broer? Is ek reg? Lees ek die Bybel reg? Hy is in die kerk. Hierdie is by the way nie 'n kerk nie, is 'n gebou. Because on Pentecost when the 120 received the fire, they left and never returned. Dis die divisie vandag by the way, deur die vyand. Hy het hierdie klomp geboue gebou, he divided us Christians, and as long as we are divided, united we will fall. Do not be deceived. Awaken my love, the groom is near. Awaken. Spear International takes teams on mission trips throughout the world. We went with one of their teams to Ethiopia to see if missions were dead. A lot of people think when you are a missionary, it's a second-hand job. It's something you do after getting a degree. The army is here in front. They come to take us. But due to safety reasons, me and another guy is going to go first. You need to bring them that hope. Two of our other team members have just been arrested.